Daar sê goeiemôre, baie welkom hier by die Plaaskerk. As ons miskien vir julle kan vra om so 'n bietjie vorentoe te skuif vir die wat wil. Abraham voel half alleen hier voor, dat ons net so 'n bietjie nader sit, dis 'n bietjie lekkerder. Dan welkom hier by die Plaaskerk, is lekker om julle hier te hê en lekker om 'n opgewondenheid in die gebou te sien en wat 'n voorreg is dit nie vir ons om in die huis van die Here bymekaar te kom op 'n Sondagoggend nie. Ek gaan net vir ons 'n paar vinnige afkondigings doen. Angelique het gister verjaar. En dan vandag is dit Dorinda Duisel wat verjaar, George Davidson die 23ste, Minke die 24ste, maar sy is nog nie hier nie. En Marie Engelbreg die 28ste, so vir die wat verjaar, baie geseënde jaar en 'n goeie gesonde jaar vir julle. Mense wat ongesteld is nog steeds Pienaar Papenfoes, dit gaan wel met hom baie beter. Ons vra net dat julle ook nog steeds sal aanhou met voorbereiding vir hom daar, dat hy heeltemal en ten volle sal genees. Janine Davidson het dan ook vir 'n operasie gegaan. Ons vra dat julle net daar ook in julle gedagtes sal hou daar vir 'n spoedige herstel. Die 3de April, dit is Paasvrydag, gaan al wel hier 'n diens wees 8:00 die oggend. Die Vrydag die oggend hier, so vir die van julle wat 'n Paasdiens wil doen, julle is meer as welkom om 'n draai te kom maak en lekker te luister na 'n goeie boodskap wat om Paasfees gaan. Ons groepies hierdie week en aktiwiteite bly presies dieselfde, so Dinsdag aand 7:00 by Begeman 93 in die dorp, die selgroep, Woensdag aand 7:00 op Lazar, die selgroep, Vrydagoggend 7:00 by Abraham hulle die manne biduur, en dan sien ons mekaar weer Sondagoggend hierso, en dan ook Sondag aand by Heidelberg Kloof. Net volgende week in Sondag is dan nou ook weer nagmaal. So ons gaan net weer na die tyd, so ons net almal lekker kuier daarbo en saam kuier na die nagmaal. Daar sal dan nou ook volgende Sondag nagmaal wees in die dorp ook, soos die normale diens. Buitelig film, dit is nog, Sunfield, die 27ste, dis Vrydag wat nou kom, praat asseblief met Jason, ons almal is opgewonde om altyd Sunfield toe te gaan. Die van julle wat nog nie daar was nie, gaan maak gerus 'n draai. Praat met Jason Vrydag 3:00. Ja, ek dink dit is omtrent ons datums, niks snaaks wat verder daar gebeur nie. Ek het nie van iets vergeet nie. Goed, ons maak gou toe die oë en ons maak iets saam gebed. Ons grote God, Hemelse Vader, Papa Vader, baie dankie dat ons bymekaar kan kom hier in die huis, Heer. Ons vra eerstens dat U vir Abraham sal gebruik om hierdie boodskap uit te bring, soos wat U dit vir hom gegee het. Heer, ons vra dat daai boodskap sal uitgaan, net tot die uitbreiding van U koninkryk en die verheerliking van U naam en die bou van U evangelie. Dat ons die geleentheid het om hier bymekaar te kom met vriende, waar ons met U in die woord kan tyd spandeer. Heer, ons vra dat U al die gesprekke sal seën en dan ook al die boodskappe wat so uitgaan na Christenkinders in Suid-Afrika en ook in die wêreld, Heer, dat dit sal gaan tot die eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Goed, dan gaan ons net staan en 'n paar liedjies sing. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer U sorg, verklein, vergroot vir alles. En U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam.
seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Hy maak ons deel van al die grootse werke. Hy laat ons bid, hier dat die ryk mag kom. En kom die weer in heerlikheid op wolke. Maak u volkomen nuut u eiendom. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristaal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water stryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer.
Ons gaan geleentheid gee vir al die kindertjies wat wil sonnaarskool toe gaan, dat hulle eers uitgaan. Ek sien Lorraine is baie bly ek het vanmôre onthou. Hemelse Vader, wat 'n voorreg het ons om vanmôre weer hier in die huis by mekaar te mag kom. En Here, mag dit wees dat U vanmôre vir elkeen van ons 'n boodskap het. Elkeen van ons wat so bevoorreg is om kind van God te wees. Maar Here, as ons so in die wêreld om ons kyk, dan besef ons elke dag hoe moeilik dit daar buite gaan. Ons besef elke dag hoeveel mense daar is wat sommer naby aan ons is, wat hoegenaamd nie die voorreg het om so 'n verhouding met U te leef nie, wat U nooit leer ken het nie, wat nooit 'n pad met U begin stap het nie. Here, ons sien hoeveel mense is daar wat wel 'n pad met U begin stap het, maar wat so op die pad koud geraak het, wat eenkant weggeval het, afgedwaal het. En Here, mag dit wees dat U vanmôre met elkeen van ons sal praat. Elkeen van ons wat hierdie voorreg het om kind van God te wees. Ja, Here, dat U na ons vanmôre sal laat ons na ons eie harte sal kyk. Hoe tree ons op, Here? Wat maak ons met 'n stikkende wêreld daar buite? En my gebed is, Here, dat U vanmôre met elkeen van ons sal spreek, dat U elkeen van ons se hart aan sal raak. Dat as ons hier uitstap, ons nie maar net na die wêreld kan kyk, sonder om iets te wil doen nie. En daarom mag dit wees, Here, dat U vanmôre elkeen hier so sal aanraak, dat ons nie maar net kan stil sit en niks kan doen nie. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Daar was in hierdie klein dorpie, wat 'n baie mooi dorpie was, waar mense graag gaan vakansie hou het. Maar hierdie dorpie het lelike paaie gehad daar na die dorpie toe. En so, as dit lang naweke en spesiale vakansie daar was, het mense graag daar afgery na die dorpie toe. Maar dit was 'n hele stukkie uit die stad uit. So, mense het gewoonlik laat gery en dan was dit al donker. En daar was net een bruggie wat so in hierdie dorp. Hy was stikkend en hy was nie regtig meer baie geskik nie en daar was geen ligte daar nie. So as jy in die aand daar gery het, was dit werklik 'n gevaarlike pad. En oor het dit gebeur dat mense met hulle karre daar oor hierdie brug geval het, in die rivier in. So het dit gebeur dat hierdie dorpie begin het, dat hulle so paraat geraak het om 'n span by mekaar te sit, wat elke keer as daar iemand in die water geval het, was daar mense gereed om te kom help, om te red, om noodhulp te doen, en die mense net lewens te probeer red. Maar die ongelukke het nie opgehou nie, inteendeel, hoe gewilder die dorpie geword het, hoe meer het dit gebeur. Meer en meer mense het daar verdrink. En eendag, terwyl almal besig was om weer 'n kar so uit die water te trek en hulle die mense probeer red, het een van hierdie werkers in sy bakkie gespring van hierdie noodwerkers en hy jaag haar weg. En die ander skree vir hom, waarheen is jy op pad? Ons moet mense hier red, hoe kan jy nou weghardloop? En hy sê, nee, ek het nou genoeg gehad. Ek gaan nie weg, omdat ek nie wil help nie. Ek gaan nou op na daai brug toe. Want as ons nie iets aan hierdie brug doen nie, dan gaan soveel meer mense nog hierso hulle lewens verloor. Baie van ons spandeer in ons tyd soveel tyd om daaronder by die rivier
Mense val omdat sonde 'n werklikheid is. Mense val omdat mense sonder God leef. En mense val omdat hulle die pad van die lewe nie ken nie. En dis presies hoekom Jesus na die aarde toe gekom het. Nie om mense daaronder by die rivier uit te trek nie, maar om die pad te kom wys hoe mense hulle lewens moet leef. Oor minder as 2 weke is dit waar ons die kruisiging en die opstanding van Jesus weer gaan vier. En daarin besef ons weer, Jesus het aarde toe gekom. Hy het tussen gebroke mense, mense soos ons wat hier sit, mense wat swaar kry, mense wat foute het, mense wat sukkel, het hy kom woon. En hy het gekom om elkeen van ons se sondes op hom te neem. Hy het aan 'n kruis gesterf en hy het opgestaan uit die dood, sodat mense nie verlore hoef te gaan nie, maar die lewe kan hê. En voordat God mense stuur en om mense te gaan soek, het hy gekom en hy het ons eerste kom soek. So voordat hy ons stuur, het hy ons kom red. Dit bring ons by die vraag vanoggend wat ek vir elkeen hier wil vra. Sien ons nog? Net in hierdie week wat verby is, het iemand my vertel van 14 ouetjies wat hulle na kamp toe vat, tussen 19 en 22 jaar uit die dorp. En van die ouetjies wat hulle na die kamp toe vat, het die grootste deel van daardie ouetjies of 'n klomp van hulle, moes hulle sê, hulle het nog nie een keer in hulle lewe was hulle in 'n kerk nie. Kan jy dink net hier by ons gebeur dit? Kan jy dink daardie ouetjies om groot te word waar jy nooit in 'n kerk was nie? Dit beteken jy kom uit 'n huis waar daar nooit van God gepraat is nie. Dit beteken jy het nooit die geleentheid gehad om 'n anker in hierdie lewe te hê nie. En dit gebeur net hier by ons. Ons sit so in gesels by die manneoggend, Vrydagoggend. En daar hoor ons hoe baie mense sê, of van die manne daar sê, dat in hulle familie is daar so baie mense wat hoegenaamd nie 'n verhouding met God het nie, wat niks van God weet nie, of die wat van al 'n verhouding gehad het, maar hulle het so wegbeweeg, hulle het afgedwaal. En dan sit ons so en ons dink, en vanmôre wil ek kom en ek wil daarom die vraag vra, sien ons nog? Sien ons hierdie werklikheid van die nood wat buite in hierdie wêreld aangaan? Want ons kan nie praat oor roeping as ons nie eers eerlik kyk na die wêreld en die wêreld rondom ons werklik raak sien nie. Ons lees daar in Matteus 9 vers 36 tot 38. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan dat die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. As ons hierso kyk na hierdie woorde hier, toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape sonder 'n herder. Hier sien ons iets van Jesus. Wanneer Jesus hier stap, kyk hy nie maar net so, en hy sien mense daar nie. Nee, hy sien hulle werklik raak. As ons in hierdie gedeelte sien, dan sien ons, en dis net soos dit daardie tyd is dit vandag nog. Jesus stap nie net verby nie. Hy kyk verby die oppervlakkige. Hy kyk verby die gesigte. Hy kyk verby na die klere wat jy aan het, of verby jou status. En hy het hulle toestand gesien. Want as ons hier lees, dan wat sien ons? Wat het Jesus gesien? Hy sien mense wat moeg is, uitgeput deur hierdie lewe. Hy sien verlore mense. Wat beteken mense sonder rigting, mense wat op pad is, maar hulle weet nie waarheen nie, want as jy verlore is, het jy nie 'n doel nie, jy weet nie waarheen jy op pad eers is nie. Hulle sonder leiding, so skape wat sonder 'n herder is.
En as ons eerlik is dit nie presies hoe ons wêreld vandag lyk nie. Is dit nie hoe dit daar buite gaan nie? Maar dit gaan nie net oor mense wat nog nooit God geken het nie. Dit gaan ook oor hierdie mense wat daar so baie is, wat eens op 'n tyd te pad met die Here geloop het, maar toe begin afdwaal het. En ons leef in 'n tyd waar as mens so op die oog afkyk, dan lyk dit of baie mense alles het, maar hulle leef leeg. Hulle het eintlik niks. Hulle harte is leeg. Mense is so verbind aan tegnologie. Ons al gesien hoe mense op hulle fone die hele dag is, maar hulle is afgesny van God. Mense glimlag, maar binne in hulle is hulle eintlik gebreek. Jy sien dit by die werk, jy sien dit in die winkel, jy sien dit as jy op die straat loop, jy sien dit oral. Maar hier is die gevaar vir ons wat kinders van God is. Ons raak so gewoond aan hierdie nood. Jy sien dit so baie, dat dit nie meer vir jou eintlik saak maak nie. Ons sien dit so baie, dat dit jou nie meer skok nie. As jy iemand sien wat sukkel, dan sê jy, ag, dis maar die lewe. As jy sien iemand leef sonder God, dan is die meeste Christene, die meeste kinders van God se reaksie, ag, dis hulle keuse. Elke mens moet self kies hoe jy wil leef. En stadig maar seker, raak ons ook totaal en al blind. En Jesus sê ook, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Met ander woorde, wat Jesus hier kom, as hy dit sê, is, Jesus wys hoe groot is die nood daar buite. En hy sê nie dat daar nie mense is nie. Daar is genoeg mense, maar wat Jesus hier sê, die probleem is, daar is te min wat iets wil doen. Met ander woorde, die nood is nie klein nie. Die probleem is nie te min mense nie, maar luister mooi, hier sit ons. Hoeveel van ons is bereid om werklik iets te doen? Want sien, die wêreld daar buite is vol mense wat wag vir hoop, vir 'n waarheid, net vir iemand om vir hulle om te gee. Maar die vraag vandag bly, sien ons nog soos Jesus sien? Want kyk hoe sien Jesus mense. Sien ons as kinders van God mense ook so? Maar miskien moet ek vanmôre eers 'n ander vraag vra, voor ek daarby kom hoe ons sien. Sien ek my eie hart nog? Hier waar ons vanmôre sit, en as jy na jou eie hart kyk, want hierdie is die waarheid. Dis maklik om oor verlore mense in die wêreld te praat. Dis maklik om te praat oor mense wat ver van God af leef, maar is moeiliker om stil te raak en jouself vanmôre af te vra, net hier waar jy sit, Here, hoe lyk my hart? Leef ek werklik nog naby aan God? Het ek nog hierdie brandende begeerte elke dag om vir God se koninkryk iets te doen? Gee ek nog enigstens om wat vir God belangrik is? Want voordat God ons oë vir ander mense kan oopmaak, moet hy eers ons harte verander. En ons het gesien dat Jesus hierdie skare hier raak sien, maar die belangrikste is nie net dat Jesus hulle gesien het nie, dis wat hy gedoen het. Kyk hoe reageer Jesus, hy het hulle innig jammer gekry. En as mens na hierdie woord gaan kyk, na hierdie innig jammer kry, dan sit nie maar net simpatie nie. Dit was 'n ware deernis wat Jesus gehad het. Hierdie is beskryf 'n hart wat seer is. So seer dat hy nie dit kan los nie, dat hy in beweging gekom het, dat hy iets moes doen. Met ander woorde, Jesus het nie net die nood raak gesien nie. Jesus het nie gesê, ag, ek is baie jammer vir hulle, maar nee, dit het hom diep geraak, want dit is God se hart. As ons dit verstaan, God kan nie koud na mense kyk nie. God kyk nie afsydig na hierdie wêreld wat verlore gaan nie, God gee om. En ons sien dit deur die hele Bybel. Dink maar daar aan Adam en Eva. God gee hulle 'n perfekte lewe. Hy gee vir hulle alles wat hulle nodig het. Wat doen hulle? Hulle is ongehoorsaam aan die een ding wat hulle nie moet doen nie. Maar wat doen God? Hy gaan haal hulle.
Hy gaan soek hulle. Hy roep Israel keer op keer terug, waar Israel maar elke keer weer afvallig raak. En wat is die wonderlikste wat hy op die einde gebeur, wat God doen? Hy stuur sy seun vir elkeen van ons. Want God het nog altyd 'n hart wat elke mens wil red. Maar nou kom die moeilike deel. Hoe lyk ons harte? As ons eerlik is vanmôre en jy kyk na jou eie hart, ons reaksie lyk dikwels so anders as Jesus se. Ons sien mense, maar wat doen ons? Ek het nie nou tyd nie, ek jaag maar gou verby. Ons weet iemand leef sonder God. Hoeveel van ons weet daar's mense wat sonder God leef? Hy sê, ek gaan nie daar inmeng nie, ek gaan liewer stil bly. Ons hoor iemand sukkel, maar ek gaan tog net nie betrokke raak nie, want ons raak liewer besig, ons is liewer gemaklik in ons eie lewe, ons fokus alles in ons lewe net eerder op onsself. So die probleem is nie dat ons nie weet daar is nood nie, almal van ons weet daar is nood daar buite, maar die vraag is, ons voel nie meer iets daaroor nie. Ons het so afgestomp geraak. En dis die grootste gevaar wat daar vir 'n kind van God is. Nie dat ons slegte mense word nie, maar dat ons net hierdie gemaklike Christene word. Ons gaan kerk toe, ons leef ordentlik. Ons bes om reg te lewe, maar stadig amper ongemerk gebeur dit so en dit kruip so in jou lewe in, dat jou hart ijskoud begin raak. Ons praat al hoe minder oor Jesus. Ons bid minder vir verlore mense en ons raak minder betrokke. Ons sien minder raak wat daar buite aangaan. Ons voel al hoe minder. En een van die gevaarlikste dinge wat kan gebeur, is nie dat jy ophou glo nie, maar dis dat jou hart so stadig so koud word, dat jy dit nie eens agterkom nie. Hoeveel mense het stadig aan van God wegbeweeg. Sy harte het stadig koud geword, sonder dat jy dit agtergekom het. As jy eerlik vandag na jou lewe kyk, hoe brandend is jou liefde vir God nog? Het jy nog hierdie begeerte om die nood daar buite raak te sien? Het jy nog 'n hart vir die mense? Want as jy werklik God se genade in jou lewe beleef, kan jy nie maar net koud wees en niks omgee nie. Want net as ons begin voel soos Jesus voel, gaan ons doen wat Jesus doen. Maar as jy 'n koue hart gekry het, gaan jy glad nie meer so optree nie. Ons het nou gepraat oor wat daar buite aangaan. Ons het gepraat oor God se hart vir mense. Maar nou kom ons by iets wat nie een van ons wat kind van God is kan vermy nie. Ons verantwoordelikheid. Daar in Jakobus 4 vers 17 staan, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. As mense in hierdie gedeelte dit so lees, dan moet ons onsself vra, wanneer ek weet wat reg is, wanneer God kom en iets op my hart lê om te doen, en ons kies om nie te reageer nie, dan raak dit ongehoorsaamheid. Romeine 10 vers 13 tot 15 lees ons, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wet wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Met ander woorde, mense kan nie glo as hulle nie hoor nie. Mense kan nie hoor as niemand praat nie, staan daar in hierdie gedeelte. Dit beteken nie ons red mense nie. Dit beteken net God red, maar God gebruik mense soos ons, wat hy gekies het om sy werk te doen hier op aarde. Ons is Jesus se hande en voete op aarde. 2 Korintiërs 5 vers 20, ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus. As ons die versie daar lees, ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan,
Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. As mens daai gedeelte so lees, dan wys dit vir jou duidelik, jy is iemand se geleentheid. Elkeen van ons wat hier sit, is iemand se kontakpunt met God. Iemand se kans om die evangelie te hoor. Nie omdat alles van jou afhang nie, maar omdat God kies om deur mense te werk. En daarom as jy vanmôre hier sit en jy sê, ek is gered, dan moet jy ook weet, jy is deur God gestuur. Want daar in Matteus 28 vers 18 tot 20 lees ons, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Hierdie woorde is aan Jesus se disippels gegee en deur hulle aan die hele kerk, waarvan ons as gelowiges deel is. En dit beteken, Christendom beteken nie dat ons net glo nie. Dit beteken dat ons ook gestuur is. Om te doen, nie uit skuldgevoel nie. Baie mense dink mens moet uit skuldgevoel moet jy dit doen. Jy doen dit, jy's gestuur omdat jy Christus se liefde so in jou lewe ontvang het en jy dit nie vir jouself kan hou nie. Omdat as jy werklik daardie genade, wie het al hier die genade van God in sy lewe beleef? Wie het al hier beleef wat gebeur met jou die dag as Jesus Christus jou red? As hy jou uitlig uit die sonde, dan staan nie 'n manier hoe jy op daardie dag kan kom. En as die Here jou wil stuur om ander mense dit ook te bring op daardie punt waar hulle dit kan beleef, hoe kan jy nee sê? Hoe kan jy dit nie wil doen nie? Daarom is dit nie 'n plig wat jy doen nie, dit doen jy uit liefde, omdat jy God se genade ontvang het. En dan begin jy praat oor Jesus. Jy leef sy liefde uit, jy wys dit aan die mense om jou, jy wys daardie genade van God. Jy nooi mense nader. En hier is die mooi deel. Gaan kyk na elke disipel wat Jesus geroep het. Nie een van hulle was perfek nie. Jy hoef nie perfek te wees voordat jy ja sê nie. Jy moet net gewillig wees dat hy jou kan gebruik. Maar wat is ons reaksie? Wat gaan ons, as ons vanmôre hier sit, daaraan doen? Want die woord roep ons nie net om te hoor nie, die woord roep elkeen van ons om te reageer. Die woord roep ons om te sien soos Jesus sien. Sien jy so as jy daar buite loop, sien jy die nood raak, het jy deernis in jou hart vir mense wat verlore gaan? Of sê jy dis hulle keuse? So voel jy soos Jesus voel. Doen jy wat Jesus sê, nie môre nie, nie eendag nie, nou, vandag. Praat met iemand, stuur haar die boodskap wat jy wil stuur, bid saam met iemand, nooi iemand kerk toe, deel jou getuienis met iemand. Maar moenie op jou eie krag vertrou as jy dit doen nie. Weet dat die Heilige Gees jou die krag sal gee en jou sal dra om dit te doen. Soos ons nou op pad is, waar ons volgende Vrydag die kruisiging gaan vier. En na die kruisiging die opstanding. En elke keer as ons as gelowiges so na die kruis van Jesus kyk, dan moet ons twee dinge onthou. Eerstens, dit wys hoe lief God elkeen van ons het. Jesus het gesterf vir elkeen van ons se lewe sonder dat ons dit verdien het. Omdat hy ons lief het. Dis al hoekom hy dit gedoen het. En tweedens, die kruis wys vir ons God se hart vir 'n verlore wêreld. Jesus het nie net vir my gesterf nie. Jesus het nie net vir jou gesterf nie, maar vir elke een wat hom nog nie ken nie.
vir mense wat ver is en ook vir daardie mense wat afgedwaal het. En daarom kan elkeen van ons nie na die kruis kyk en onverskillig bly as ons na verlore mense kyk nie. Die kruis red ons, maar die kruis stuur ook elkeen van ons. En hier is iets wat elkeen van ons moet weet. Daar gaan 'n dag kom wanneer elkeen van ons voor God gaan staan. Kan jy jou indink as jy daardie dag voor God staan? En ons gaan nie voor God staan as 'n gemeente nie, ons gaan nie voor God staan as 'n familie nie, ons gaan nie voor God staan as 'n groep nie. Jy alleen gaan voor God staan, elkeen van ons. En daardie vraag wat daardie dag vir jou gevra gaan word, gaan nie wees, hoe besig was jy nie, of hoe suksesvol was jy, of hoeveel geld het jy gemaak, of hoeveel mense het jou geken nie. Die vraag wat daardie dag vir jou gevra gaan word is, was jy getrou met wat ek vir jou gegee het? Het jy omgegee vir mense soos ek vir hulle omgee? Het jy gepraat toe ek jou gestuur het? Het jy lief gehad soos ek jou lief gehad het? En as ons dit so luister, dan raak hierdie skielik persoonlik. Want waar staan jy vanmôre, as jy eerlik na jou lewe kyk? Is jy iemand wat kyk na die nood wat om jou aangaan en niks doen nie? Is jy iemand wat dalk vanmôre sê, dis nie my probleem wat daar met die wêreld aangaan nie, want dis hoe baie Christene optree? Of is jy iemand wat vanmôre sê, hier is ek, Here, gebruik my? Nie omdat alles van my afhang nie, maar omdat U my genadiglik wil gebruik. Ek wil vanmôre 'n uitdaging aan elkeen wat hier is rig. Daar waar jy sit, glo ek elkeen van ons ken een persoon wat vandag Jesus Christus in sy lewe nodig het. Dit kan iemand wees wat nog nooit Christus ontmoet het nie, of dit kan iemand wees wat al 'n pad met Christus geloop het, maar wat afgedwaal het. Dink aan daardie een persoon. Iemand wat ver van God af is. Iemand wat vandag in sy lewe hoop nodig het. En sê vandag, hier waar jy sit, Here, gee my die moed, dat ek nie langer sal stil bly nie. Gebruik my, al kan ek net daardie een persoon bereik. Mag dit wees dat elkeen van ons wat vanmôre hier is, nie onverskillig sal staan nie, maar dat ons die genade wat ons van God ontvang het, in sy groot liefde, elkeen van ons wat dit beleef, dat ons dit nie vir onsself kan hou nie, maar dat ons sal uitgaan en dit in 'n wêreld sal gaan uitleef. Ek het die storie vertel van die 14 ouetjies. En ek het in hierdie week gesê, daardie 14 ouetjies was na 'n kamp toe gestuur. Maar wat nou? Want los jy hulle alleen, gaan daar niks met hulle gebeur op hulle pad na God toe nie. Hier sit ons as 'n gemeente, ons is die hande en voete van Christus. Wat gaan ons doen om daardie 14 ouetjies werklik in 'n verhouding met God te kry? Want ja, alhoewel net God red, gebruik hy mense om mense by hom te kry. Wat gaan ons doen om die mense in ons lewens wat God so afgedwaal het en nie meer 'n brandende liefde vir die Here het nie, wat gaan ons doen om hulle weer by die Here te kry? Gaan ons as gelowiges sit en sê, dis nie my probleem nie? Of gaan ons se hart soos Jesus Christus sê,
wat as hy na mense kyk, hy met deernis kyk. Hy moet 'n hart kyk wat gebreek is, omdat hy nie wil sien dat een mens verlore gaan nie. Hoe lyk jou hart vanmôre? Het jy 'n hart soos Christus se hart? En mag dit wees dat elkeen van ons anders hier uitstap en na die wêreld kyk. En dat elkeen van ons sal sê, hier is ek, Here, gebruik my. Amen. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons vanmôre weer kan hoor hoe lief U elkeen van ons het. Here, as ons sien, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigstgebore seun gegee het, sodat nie een van ons verlore hoef te gaan nie. Dat hy aan die kruis gesterf het, elkeen van ons wat hier sit, se sondes op hom gevat het. Dat hy op die 3de dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, waar Jesus vandag nog intree vir elkeen van ons. Maar Here, mag dit wees dat elkeen van ons wat vanmôre hier sit, wat sy lewe al vir Jesus Christus gegee het, wat weet dat ons gered is, dat ons nie anders kan as om uit te gaan en 'n hart te hê vir 'n stikkende wêreld nie, dat ons elke mens wat ons daar buite teekom, dieselfde wil laat beleef, daardie vrede, daardie vreugde wat ons net by God kan kry. Daarom is my gebed, Here, dat U Gees in elkeen van ons sal laat werk. Eerstens, dat ons elkeen 'n brandende begeerte het om na aan U te leef, om waarlik in 'n verhouding met U te leef. En ja, Here, as ons so 'n verhouding met U leef, dat ons dit nie vir onsself kan hou nie, maar dat ons sal uitgaan en 'n verskil gaan maak. En soveel mense wat daar buite leeg en verlore is. Ja, Here, dat U ons kan gebruik, dat ons hulle ook kan kry om te beleef dit wat ons beleef. Here, gee vanmôre vir elkeen van ons se hart wat sê, hier is ek, Here, gebruik my. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. My lewe laat dit hier, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei hier, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here houde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer hier, niks nou met my eie meer, al my kennis en verstaan, stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U
wysheid na, die wyse raad. Neem my lewe, laat dit neer. U gaan by, wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig, en van dankbaarheid getuig. Mag elkeen van ons hier uitstap en sê, neem my lewe, Heer, en laat dit U gewy wees meer en meer. Wat wonderliker kan daar wees in hierdie lewe, as dat God jou roep. Dat jy vir 'n wêreld daar buite wat verlore is, kan wys hoe lyk 'n lewe in Christus. En daarom is my gebed vanmôre, dat ons hier sal uitstap in daardie liefde en genade van God wat ons in ons lewens beleef, sal gaan deel met 'n stikkende wêreld. Dat ons mense sal bring na die voete van Jesus, soos wat ons in hierdie liedjie ook gesing het. Hemelse Vader, my gebed vir elkeen vanmôre hier, is dat ons hier sal uitstap en sal sê, hier is ek, Here, gebruik U my. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen.